Julle gaan nie glo nie, maar gister was Valentynsdag. Op 'n Saterdag. Jy het dit nie vir julle verkeerd gevoel nie. Dit is gewoonlik in die week. Dit is gewoon vreemd gevoel. So gelukkige Valentynsdag vir julle. En ek gaan nou nog iets daaroor sê. Maar ons het goeie nuus vir julle. En dit is dat jy net hoef te wag tot die 6de Maart vir die wynproe aand. As jy nou nog nie die advertensie gesien het nie, gaan kyk bietjie op die gemeente se groep. Ons jaarlikse wynproe is die 6de Maart. Nou vir die wat julle nou nie in ons gemeente is, ons omskep hierdie hele area in wynstasies en tafeltjies en dan kan jy nou, jy noem dit 'n harvest table. Nee. In die middel, so daar's lekker snackies, wil ek nou die Engelse woord gebruik, en dan kan jy nou gaan wyn proe by elke stasie. Ons vra net wel dat iemand verantwoordelikheid neem in die huisgesin vir die terugbestuur. Julle kan uitsorteer wie dit is. Maar ek wil jou groot guns vra. 2 goed. 1 is, stuur die advertensie vir al jou vriende. Of hulle nou wyndrinkers is of nie, dis gewoonlik 'n baie lekker gesellige aand. So al kom hulle net saam vir die kuier. Ek is een van daai wat nie wyn drink nie. Ons drink net nie regtig alkohol nie. Die enigste ding wat ek regtig van hou om te drink is Amarula. Dis vir my lekker. Ek gee hom nog nie op nie. Dis hoekom ek so gesnak het in my asem by die eerste nagmaal wat ek hier by julle gehad het en ek die wyn toe moes afsluk. So jy hoef nie net te drink nie. Jy kan regtig kom en 'n koeldrank saam met ons kom geniet en net lekker gesels en hoor hoe die wynproers, die kenners, die connoisseurs onder ons gesels oor die wyn. Dis die een ding. Die tweede ding oor die wynproe, die beplanningskomitee het al Vrydagmiddag bymekaar gekom en is hard aan die werk en beplan vir hierdie. Hulle het vir my foto's geneem dat ons net kan sien hulle toets die kwaliteit van die wyn wat hulle gaan voorsit. So dankie julle vir die quality control daar. Ons waardeer dit. Julle moet nou net wag dat ons nou nie al die bottels toets voor die aand nie, hoor. Maar Gary het genoem dat daar moontlike hulp is wat hulle gaan benodig. So iewers in die week gaan Gary vir ons 'n lys stuur en ons gaan dit dan vir die gemeente aanstuur en vir jou vra daar waar jy kan help om wel te help. As dit is met 'n geldjie of met 'n produk of met 'n so benodigheid, sê ons vir jou dankie. As dit met diensbaarheid is om jou aan te kom help met die voorbereiding en die bedien, sê ons ook vir jou baie dankie. Gary, is daar nog iets van die wynproe? Is dit redelik dit? OK. Kaartjies en besprekingslyste is hierso. So jy kan by Gary 'n draai kom maak. Daar is 'n beperking op hoeveel kaartjies hierdie jaar verkoop gaan word, Gary? Daar verlede jaar was dan OK, so jy het net 120 kaartjies. Julle, dit gaan vinniger as wat jy dink. Moenie wag tot die aand voor die tyd nie. Dan kinderkerk, kategese. Ons het nou 4 mammas en pappas wat help met die aanbieding. So ons wil asseblief vir julle oud onderwyseresse. Kyk so 'n paar oulike oumas en tannies wat kan sien om 'n Sondagskoolles te kom aanbied. Ons gee die les vir jou, ons help jou met aktiwiteite, ons sal jou help om sweeties te koop dat hulle jou moet like. As jy kan sien daarvoor. Asseblief stuur bietjie vir my 'n WhatsApp dat ons jou kan deel maak van die rotasie om dan ook vir die ouers te help. Dat hulle ook in die erediens kan sit of by hulle kindertjies kan wees. Want ons het nou jong mammas, of mammas met jong kinders. Hulle is jong mammas en mammas met jong kinders. Ek wil nie daar nie moeilikheid kry nie. So hulle hande is ook vol as hulle die les moet aanbied. So as een van julle wil, ons sê vir julle graag asseblief dankie. Dan Lisa, jou afkondiging het ek nie vergeet nie. Kan jy dit glo? Ek het beloof ek sal. Gelofte skool, stuur vir julle so enorme groot dankie. Ja, jy sien, jy het gedink ek gaan vergeet, nê? Is net so groot dankie vir alles wat ons vir hulle gee. Weet julle, dit is 'n riem onder die hart om te sien, daar kom partykeer net goed op daai tafel, dit gaan na Michelle toe en dit word afgelewer.
Dit spreek van 'n gemeente wat se hart oorloop van liefde en omgee. En ek sê vir julle baie, baie dankie. So ons is nog, daar's hy. Dankie. So ons vra vir julle baie mooi, hou aan. Ons gaan later, met die uitbou kommissie, gaan ons bietjie gesels oor hoe jy betrokke kan raak in die gemeenskap of in die gemeente, dat ons mekaar nie net hier warm broei nie, dat ons ook uitreik. En daar gaan 2 maniere wees hoe ons dit kan doen. Die een gaan wees met projekte, wat beteken, dis iets waar jy betrokke raak, dis verby en ons gaan aan. Soos met 'n gelofte, dis 'n projek. Jy bring jou pakreis, jy bring jou pasta, jy bring jou ontbytgraan, en dan staan jy eintlik vir 'n rukkie terug. Of 'n bediening. En ons sal meer vir julle vertel oor maniere wat jy oor 'n langer tydperk kan betrokke wees. Gaan nie als vandag noem nie, daar's te veel. So vir vandag net gelofte. Goed. Het julle almal afkondigings? As ek hier is, voel dit vir my, dit is net so lys afkondigings. Ek vra, jammer familie, my geloofsfamilie, maar daar is soos enige huisgesin sake wat ons oor moet gesels. Verlede week het ons stil gestaan oor wat dit beteken om 'n foto en seëngroet te doen voor verlede week. Wat beteken dit om na God toe te nader? En vandag gaan ons dit responsories doen. Ek gaan jou begelei en jy gaan daarop reageer. Die woorde gaan op die skerm wees. Maar voordat ons dit doen, wil ek vir jou vir 'n oomblik vra om terug te dink. In Matteus word hierdie verhaal vertel waar Jesus en 2 disippels op hierdie berg opgaan. En dan vir 'n oomblik laat Jesus toe, laat God toe, dat hierdie disippels Jesus in sy volle glorie sien, in sy volle verheerliking sien. Want jy nou Petrus wat dan weer oor sy woorde begin val, kan ons nie 2 hutte bou nie, kan ons nie. En Jesus sê nee. En as ons vanoggend op Sondag van verheerliking, dit is wat vandag is, hierdie Sondag in die kerklike jaar, onthou ons hoe Jesus sy volle glorie aan hierdie 2 disippels gewys het voor sy lydingspad begin het. So ek gaan vir jou vir 'n oomblik stilte gee, wat ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien, hoe dit vandag vir jou sou lyk, as Jesus, as God met sy volle glorie, in jou situasie, homself openbaar. En dan, na jou stilte, gaan ons dan die seëngroet saam doen. Ons volg Jesus teen die berg op met verheerliking Sondag. Ons kom aanskou die openbaring van Jesus se goddelikheid. God se heerlikheid gaan nie oor vertoon nie, maar oor waarheid en God se liefde wat in sy egtheid wys. Ons volg Jesus teen die berg af, die vallei in, terwyl sy heerlikheid ons vooruitgang en ons volg. Amen. Genade en vrede vir jou, liewe boetie en sussie in Jesus Christus, van God die Vader, Seun, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. En dis nou die deel wat julle wag vir vir 'n slotlied. Nee, die afkondiging was nie so lank nie, vir 'n loflied, is ek reg. Ek gaan die appelkar so bietjie omgooi vandag. Ons gaan nie 'n loflied nou sing nie, maar daar's 'n rede daarvoor. So hou aan 'n tak vir my vas. Ons gaan dit nou doen. Eers wil ek 'n speletjie, Valentynsspeletjie speel, mag ek? Kyk, dis chocolate, so jy wil hom hê. Maar jy sien vir almal nie, so. Hierso sien ek rooi. So julle 2 mag 'n chocolate kry. Jy moet dit nie eet nie. En Tannie het rooi aan. Jy het pink aan, jy kan gaan. Nee, bly, maar ek bedoel. Jy dom nie al mense weg. Daar's rooi. Daar's 2 pink poppe daar agter.
Die speletjie werk as volg. Ek gaan vir julle 'n storie lees. En elke keer as ek die woord left sê, dit is nou 'n Engelse storie want links en regs is moeilik. So jy moet nou fyn luister. Dis left en right. Okay? As ek left sê, dan gee jy left. En as ek right sê, dan gee jy die chocolate. Right, left. As jy nou op die punt, het jy nou al begin oopmaak. Die grootte van jou duim. As hy dan op die punt kom, en is left, dan gaan hy vorentoe. Maak sin, En as hy op daai punt kom en is right, gaan hy agtertoe. Is julle reg? OK, gemeente, hier gaan ons. Right. Let's begin by remembering the greatest love story of all. The love story of God. God's love for us as shown through his Son, Jesus Christ. From John 3 verse 16, we know, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whomever believes in him shall not perish but have eternal life. God's love is always right. And, God's love is always right on time and never left behind. Long ago, in the beginning, God created everything, including people, because he loved them and wanted a right relationship with them. But the unrighteous chose to go their own way and left God's plan. They did what was right in their own eyes, but it left them far from... Marna sit net in die middel. Far from God, even though through unrighteous behavior, sinners turned away from God. His love never stopped pursuing them. In Romans 5 verse 8, we learn that God showed his great love for us by sending Christ to die for us right while we were still sinners. His love is so great that it never turns away from us. No matter how far we have gone, we are not left behind. Left behind. God didn't want us to be left in sin and darkness. He knew that the only way to make things right again was through his Son, Jesus. So Jesus came to earth to show us the right way to live. In John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He showed us the right way and the right love. Daar was twee, het jy hom gehoor? And never left us alone in our struggles. On the cross, Jesus took on the punishment of our sins so we wouldn't be left separated from God. Instead, through his sacrifice, we were made right with God. 2 Corinthians 5 verse 21 says, God made him who has no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteous of God. What an amazing act of love. Through his Son, a righteous God paid the price so we, the unrighteous, wouldn't be left to pay it ourselves. But the story doesn't end there. Jesus wasn't left in the grave.
He rose again, defeating death and making a right way for us to be able to be with God forever. Because of his great love, we can be forgiven and made right with him. Is julle nog met my? In Romans 10 verse 9 it says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved and you are no longer left in sin, but given new life right in him. As we end the greatest love story, remember that God's love for you is perfect and eternal. You are never left alone because his love is always right there. Okay, as jy nou met die chocolate geëindig het, is dit joune. Waar is my chocolates dat ek sien? Geluk. Julle mag hom maar in die erediens eet, hoor? Kom ons bid saam voordat ons die Here se woord oopmaak. Here God van liefde, dankie dat ons met 'n speletjie oor links en regs en deur mekaar word en opstaan en loop en oor ons eie voete val en skaam kry as ons 1000 keer moet opstaan, Here, eintlik net vier dat U ons eerste lief gehad het. Here, en wanneer ons op Valentynsdag rooi aantrek, is dit eintlik 'n herinnering, Here, van die bewys van U liefde. Dat U liefde, Here, verby grense wat ons op aarde getrek het, strek. Here, maar dat daar nie grense en einde aan U liefde is nie. Dat U nêrens of met niks gestop het, Here, om U liefde aan ons te bewys nie. Dat U selfs vir Jesus gegee het, as die perfekte lam om geslag te word, Here, sodat daardie bloed kon vloei tot die vergifnis van ons sondes. Here, en dankie dat ons vanoggend hartjie sjokolades mag gebruik in hierdie speletjie. Here, as 'n simboliek, Here, dat U ons hart het. En dat ons U met ons hele hart wil kom dien. Dankie, Here, dat U beloof dat U ons hart van klip gaan uithaal en vir ons 'n hart van vlees sal gee. En Heilige Gees, waar ons vandag U woord kom oopmaak, wil ons vra, Here, dat ons U liefde sal hoor in dit wat ons lees. Maar dat U, Here, direk na ons toe sal kom spreek. Dat U vir ons sal kom sê wat ons nodig het om vanoggend te hoor. Ons vanoggend toe kom troos waar ons dit nodig het. Here, sodat ons U liefde kan gaan leef. Amen. Ons wandel so 'n bietjie deur die liturgie, stop bietjie met elke deel van ons liturgie en vra, waarom doen ons dit? Hoekom doen ons dit? En verlede week het ons gepraat oor hoe begin ons se erediens. Hoekom is dit belangrik om te roep na die Here voordat ons begin? Maar dan daarna het ons gesê, kom die Here en hy bevestig eintlik deur die liturg, die dominee, dat hy hier teenwoordig is. Dis iets wat ons weet, maar dit ons het soms net nodig om dit weer te hoor. En dan liturgies, na daardie oomblik van die seëngroet, is daar 'n spasie vir iets wat deur die eeue heen kerke al laat skeur het. En gemeentelede die swaard laat optel het en met mekaar beklei het. Ek stel dit nou baie dramaties, maar dit is soms hoe ons daarna kyk. Dat die lofprysing en die aanbidding deel van ons liturgie in die agtergrond en die stilligheid 'n oorlog raak. En daarom het ek vandag opsetlik die loflied na die einde van die preek toe geskuif, nou eintlik as die slotlied.
Dat ons eers hoor wat sê die Here vanoggend, eers oor ons lof en aanbidding. En daarna gaan ons dit oefen. So wat gebeur in 'n erediens? Ons kom en ons roep uit na God. God bevestig, my kind, ek is hier, soos wat ek die hele week by jou was, is ek vanoggend hier om met jou te praat. Nou ek weet nie van jou nie, maar as 'n mens dit so hoor of so daaraan dink, dan kan jy nie anders as om daarop te reageer nie. Jy moet daarop reageer. Om te besef dat jou ewige Vader, die koning van alle konings, die heerser oor alles, die almagtige God wat alles geskep het, wat die wêreld in stand hou, die heelal in stand hou, vanoggend eintlik vir jou kom sê, ek kies om my aan jou te kom openbaar. Dat tussen alles in die heelal, God my en jou nog steeds raak sien. Dan sal dit ons laat lei. Dit sal ons bring tot op 'n punt wat ons wil reageer daarop en vir God wil dankie sê. 'n Loflied wil sing. Die probleem is, baie keer met 'n liturgie, tik ons dit af, ons moet dit doen. En dan word jou loflied, een van die plekke wat ons begin raak, hoekom laat die dominee my nou weer opstaan? Kan ons nou nie die lied klaar maak, dat ons sy kan preek en dat ons kan huis toe gaan? So ons sing die lied met ons mond. Maar ons gesig en ons hart en ons bedoeling, ons intensie, ons menswees is nie noodwendig daarin nie. En dit is nou 'n veralgemening, ek sê nie jy nie. En dan, soms vang ons onsself dat ons sing, prys die Heer, aan my siel, prys die Heer. Ons woorde en ons hart is nie aan mekaar verbind nie. Gaan ek jou skok om vanoggend vir jou te sê, dat lofprysing en aanbidding is Bybels. Ons hoor almal in gesprekke dit, né? As iemand sê, maar dit is Bybels om dit so te doen, of dit is onbybels om dit op 'n ander manier te doen. Lofprysing en aanbidding is 'n Bybelse beginsel. Dink gou saam met my aan hoeveel plekke daar in die Bybel staan 'n loflied of 'n lied wat iemand geskryf het omdat iets met hulle gebeur het en hulle nie anders kon as om daarop te reageer nie. Dink aan Moses en die Israeliete. Ek het julle mos al so bepreek met Moses en die Israeliete, nê? Toe hulle deur die Rooi See is, wat het hulle gedoen? Moses het 'n loflied gesing. Dink aan die lied van Debora. Die lied wat Hanna gesing het, toe God haar gebed verhoor het. Dink aan Maria, toe sy swanger was met Jesus. Die loflied wat sy nie een keer nie, 2 keer gesing het. Die loflied van Anna, die loflied van Sagaria, dit gaan net aan. Dink aan psalms. Dis 'n digbundel wat Dawid 'n klomp van geskryf het en 'n klomp ander skrywers oor 'n loflied in hulle lewe. Iets gebeur met hulle in hulle lewe. 'n Worsteling en daar kom 'n oorwinning. Of hulle beleef die seën van die Here, die goedheid en die guns van God. En dan kan hulle nie help as om hulle mond oop te maak en hierdie loflied tot God te sing nie. In Matteus is daar vers wat dit sê, né? Dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En dan word dit met 'n boom vergelyk, né? Hoe kan 'n boom slegte vrugte dra? Okay? Met ander woorde, iets in 'n gelowige se hart gebeur, se lewe gebeur, dat dit oorloop. En eintlik, dat 'n mens wegdraai van die omstandighede waarin dit gebeur, en net op te kyk en 'n loflied te sing. Daarom wil ek vanoggend saam met julle een van hierdie lofliedere sing, of
dit lees. Ons gaan nie meer sing nie. As ons in 'n sinagoge was, het die rabbi dit nou vir jou gesing. Ek het nie daai talent nie. So as jy die woord van die Here by jou het, kan jy hom oopmaak by Psalm 66. En net so wenk gaan ek vir jou gee as jy dit wil merk in jou Psalm, is jy welkom. 'n Loflied in die Bybel is gekenmerk met woorde van dank. Dankie Here vir dit wat U gedoen het. Dis die een ding. En dan die tweede woord, soorte wat hulle gebruik. En ek gaan dit nou plat Afrikaans stel, dan gaan ek dit julle nou ontstig en dan gaan ek dit nou 'n bietjie verduidelik. Laat dit soms klink asof hierdie Israeliete brag met hulle God. As iets gebeur, dan sing hulle so van die lof van God, die heerlikheid van God, dat hulle God groot maak. Nie net in hulle eie oë nie, maar vir die wat luister. So jy's welkom om hierdie woorde te merk in jou Bybel as jy saam lees. Ek lees vir ons. Psalm 66. Vir die musiekleier 'n lied, 'n psalm. Juig tot eer van God, almal op aarde. Besing die eer van sy naam. Betoon eer met 'n loflied aan hom. Sê vir God, hoe ontzagwekkend is u dade, vanweë die grootheid van u krag. Wyns u vyande onderdanigheid aan u. Almal op aarde buig voor u in aanbidding. Hulle besing u naam. Kom kyk na God se werke. Ontzagwekkend is sy dade onder die mense. Hy het 'n see in droë grond verander. Hulle het te voet deur die rivier gegaan. Daar kon ons in hom verheug. Hy wat ewig heers deur sy mag, wie se oë die nasies deurkyk, hardkoppiges moet hulle self nie verhef nie. Prys ons God, volke, laat die klank van sy loflied opklink. Hy wat aan ons lewe gee, nie toelaat dat ons voete swik nie. Ja, u het ons getoets, o God. U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. U het ons in 'n vangnet laat beland, 'n las op ons skouers gelê. U het mense oor ons koppe laat ry. Ons het deur vuur en water gegaan, maar u het ons na oorvloed uitgelei. Ek sal u huis binne gaan met brandoffers. Ek sal aan u my geloftes betaal wat ek my lippe uitgespreek en my mond beloof het toe ek in nood was. Brandoffers van vetgemaakte skape sal ek aan u bring, saam met die rookoffers van ramme. Ek sal beeste saam met bokke offer. Kom luister almal wat vir God ontzag het, sodat ek kan vertel wat hy vir my gedoen het. Met my mond het ek hom aangeroep. Lofprysing was gereed op my tong. Dit is waar die tema van vandag, want in die 83 staan daar, gereed was daar 'n loflied op my lippe. Wat onreg betref, as ek dit in my hart sou gewaar, sou my Heer nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het ag geslaan op die klank van my gebed. God moet geprys word. Hy wat my gebed nie afgewys het, sy troue liefde aan my nie weerhou het nie. Eers net tot daar. Psalm 66 is 'n loflied. Daar kan ons nie strei nie. Daar's genoeg bewyse in hierdie lied dit 'n loflied is. Maar weet julle wat is my interessant van hierdie loflied? Is dit wys dat daar twee maniere, twee dele, twee aspekte van my en jou loflied het. Die een van hulle
is 'n persoonlike, 'n individuele, 'n afgesonderde, 'n privaat loflied het. Richard Foster is een van die ouens wat in die teologie baie skryf oor geloofsdissiplines, geloofsgewoontes, wat ek en jy moet inoefen. Soos 'n atleet gedissiplineerd is in die oefening wat hy doen om sukses te behaal, so moet ek en jy sekere geloofsgewoontes inoefen om te groei in ons geloof met God. En Richard Foster skryf dat 'n loflied of lofprysing een van die geloofsgewoontes is wat ek en jy as 'n gelowige daagliks moet inskerp. Op ons eie, by die huis, in jou kar, waar jy loop in die mall, 'n loflied tot God te sing. Hoekom? Want dit beteken ek en jy is in staat om te reageer op God se handewerk. Wanneer God in ons lewe opdaag, wanneer hy sy verskyning maak om openbaar aan ons, wanneer God tot ons spreek en ons beleef dit, kan ons mos daarop reageer. So as ons 'n geloofsgewoonte het om 'n loflied te sing, beteken dit ons raak speurders in ons eie lewe om God se goedheid te gaan soek in die dag. Maar as ons nie doen nie, as ons nie 'n loflied op ons lippe het nie, Psalm sê dit so mooi, 'n loflied gereed op my lippe het nie, dan raak ons soms afgestomp vir wat rondom ons en met ons gebeur. Want, en dit is hoekom dit 'n geloofsdissipline genoem word. Ons het baie keer die indruk dat 'n loflied 'n emosioneel belaaide, 'n emosioneel gebenaderde, gevormde lied moet wees. En baie keer is dit. Baie keer is 'n loflied, iets gebeur, ons borrel oor, ons reageer daarop en dis mooi, dis goed, dit moet so wees. Maar dit kan nie net daar bly nie. 'n Geloofsdissipline van lofprysing moet diepte kram te sê, Here, al voel ek nie vandag om 'n loflied aan U te sing nie. Here, kies ek dit om dit te doen. Here, al voel ek vandag om 'n ander tipe lied te sing teenoor my medemens, of teenoor daardie persoon, of teenoor hierdie saak, kies ek, Here, in my geloofsdissipline, in my geloof met U, om te vertrou dat U oorwinning gaan bring, en daarom sing ek 'n loflied. Dan raak ons nie net in hierdie see van ons emosies nie, maar ons weet God se hand is altyd werkend in ons lewe. Daar's 'n mooi ding wat C.S. Lewis geskryf het. Melandrey het dit vir my kan opsit. Hy sê, I think we delight to praise what we enjoy, because the praise not merely expresses, but completes the enjoyment. Hy sê, dis lekker om God te loof en te prys. Nie net omdat dit lekker is nie. Maar wanneer ons God loof en prys, dan vat dit ons vreugde en maak dit eintlik volmaak. Het jy al daardie belewenis gehad in jou eie kamer, waar jy die deur toetrek, en trane net rol, en jy 'n loflied sing, en op daardie oomblik is daar geen groter vreugde wat jy in hierdie lewe kan beleef. Ek het dit beleef toe daai babatjie in my hande gelê is, né? As 'n mens besef hoeveel genade, bonneltjie vreugde hier lê, en jy net, daar's nie woorde om die lof van die Here te besing oor hierdie oomblik nie. Dan is dit wat C.S. Lewis sê, 'n loflied aan God maak die vreugde volmaak. En 'n loflied tussen my en jou, in ons privaatheid, kom skaaf en skuur op daardie plekkies wat God aan my en jou wil werk. Want dit is in daardie lofprysing dat die Heilige Gees dan in om ons kom werk.
En ons kom bemoedig, ons aan te spoor, vir ons vra, wat is die volgende? Maar dan staan 'n tweede deel van lofprysing en ons sien dit in hierdie gedeelte ook raak. En dit is gemeenskaplike, gesamentlike, die anglisistiese woord is korporatiewe lofprysing. Wanneer daar 'n samekoms van gelowiges is, en ons saam dan sing, om God se naam groot te maak. En dit is ook Bybels. As jy gaan kyk reg van die Ou Testament af, hoe God vir Moses instruksies gee om mense aan te stel om verantwoordelikheid te neem vir die lofprysing in die tempel, die tent van ontmoeting, sinagoges en selfs in die Nuwe Testament in die nuwe gemeentes. Was sang deel van hulle samekoms. Want besef julle, wanneer ek en jy as boetie en sussie in Jesus Christus dieselfde loflied sing, word ons saam verenig as een liggaam van Christus. En sing ons eintlik saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, hoe groot en hoe almagtig God is. En ek wil net vir jou 'n wenk daar gee, dis ook 'n geloofsdissipline. Om kerk toe te kom en wanneer ons lofprysing te doen, deel te neem aan dit. Want hierso wil ek nou nie jou babbel bars vanoggend nie. Ek weet nie wat jy dink jy gaan in die hemel doen nie, maar jy gaan redelik baie sing in die hemel. Dis wat dit sê in die Openbaring, is dat ons God se naam die hele tyd gaan verheerlik. So wanneer ons 'n geloofsdissipline in ons privaatheid afgesonder, maar ook hier in die gemeenskap van gelowiges beoefen, berei ons onsself voor vir die hemel. So jy beter fiks raak. Boetie en sussie in Jesus Christus, die Here worry nie oor of jy mooi kan sing nie. Hy worry nie of jy op 'n noot kan hou nie. Hy kyk na jou hart. Hy kyk wat loop oor wanneer jy in sy teenwoordigheid is. Ek wil net iets sê oor die Bybelse manier van aanbidding. En dan gaan ek sê oor waar ons vandag is. Weet jy dat die Bybelse lofprysing was luidrigtig? Gaan lees bietjie hoeveel instrumente hulle gebruik het in die Bybel. Ek gaan 'n paar vir jou lees. Die harp, die lier, tamboeryne, trompet, simbals, sofars. Ek het nog nie die orgel in die Ou Testament raak gelees nie. Ons is baie lief vir die orgel, maar ek het nog nie daar gelees nie. 'n Klomp instrumente, daar was voorsangers, daar was voorleiers, daar was mense wat verantwoordelik was om hierdie samesang saam te bring. En dan het hulle liggaamlike bewegings gehad. Dis so mooi as 'n mens by die muur van aanbidding kom in Israel en sien hoe hierdie Jode hulle psalms, hulle lofliedere lees en die bewegings wat hulle saam met dit doen. Wanneer hulle die Torah soen, wanneer hulle kniel, wanneer hulle hande in die lug opsteek. Liggaamlike beweging was deel van hulle aanbidding. En in die Psalm wat ons vanoggend gelees het, noem dit spesifiek die brandoffers as deel van lofprysing. Wanneer ek en jy ons persoonlike, ons private, ons individuele lofprysing afskeep, word ons gemeentelike, ons samesyn vir ons oppervlakkig. Ek weet dit is nie lekker om dit te hoor nie. Maar as ons sukkel om in ons eie lewe geloofsdissipline in te oefen om die Here se naam groot te maak, en ons dan tussen 'n klomp mense moet kom staan, en die Here se naam regtig groot maak, sy naam verheerlik, voel dit vir my soms, vir ons, asof ons sukkel om die diepte te kry. Die teenoorgestelde is ook waar. As ons net afgesonderde, persoonlike, individuele lofprysing het, maar ons het nooit saam gemeentelike lofprysing nie, dan word dit 'n geïsoleerde styl van aanbidding.
Ons het mekaar nodig om hier in die kerkbanke die Here se naam groot te maak. Maar dit is waar die moeilikheid kom. Want ek hou van hierdie tipe lofprysing, en daardie persoon hou van daardie tipe lofprysing, en van daardie styl en daardie styl. En wanneer ons dan by mekaar kom, moet ons 'n manier vind om almal te akkommodeer. 'n Manier vind hoe ons almal iets van die Here kan beleef. En as jy so 'n bietjie gaan loer na lofprysingstyle reg oor die wêreld, dan kom mens agter, ons het twee tipes. Ons het hierdie liturgiese styl, wat meer geformuleerd is, meer gestruktureerd is, meer georden is, wat se woorde pragtige, die liedere het die pragtigste woorde, en is mooi teologie. Maar dan sê mense soms dat hulle sukkel om die belewenis te hê van dit wat hulle sing. Aan die ander kant, as ons nou 'n oorkoepelende naam kan gebruik, die charismatiese manier, waar dit hierdie emosionele sang is. En dan na die tyd, dan vra ek vir myself partykeer af, was dit nou 'n liefdesliedjie aan my Here, of aan my kerel, of aan my man? En dis soms die toutrek tussen die twee, waar mense mekaar verloor. Ek wil vir ons as 'n gemeente vra, dat ons sal onthou, die kruks van die verhaal oor lofprysing, is nie oor ons nie. Is nie oor my nie, dis nie oor jou nie. Dit is oor ons God. Om op 'n Sondag hier saam met mekaar te kom sing. Kom kyk wat het die Here hierdie week in my hart, in my lewe gedoen. Ek wil 'n loflied sing oor hoe groot God is en oor sy wonderdade. En nie net oor myself nie. En ja, soms voel 'n loflied na die verste ding op ons lippe. En daarom het ons ook ruimte vir aanbidding, vir lofprysing en aanbidding. Want aanbidding is ook om toe te laat dat dit wat in jou hart is, dit wat in jou lewe is, te laat oorloop in 'n lied na God toe. Eindelik 'n smeking na God. Waar 'n loflied sê, kyk hoe groot is my God, kyk hoe almagtig is my God, besing 'n aanbiddingslied wie God is. Hy's my rots, hy's my anker. Ek skuil in hom. Hoe mooi is dit, né? Wanneer ek en jy gebroke voel, om net 'n aanbiddingslied te kan sing, om te sê, in diepe aanbidding, Here, U is my God. En ek kom onthou eintlik wie ek in U teenwoordigheid is. Hierdie week gaan ek jou 'n uitdaging gee. Want hierdie week, Woensdag, die 18de Februarie, is dit as Woensdag. En in die kerklike jaar beweeg ons van die feesviering van Jesus se geboorte, Jesus se openbaring, na die begin van lydingstyd. So ons gaan van van fees na vas. Ons gaan van lofprysing na aanbidding toe. En ek gaan vir jou 'n uitdaging gee om te vra, hoe gaan jy in jou persoonlike, privaat, individuele aanbidding of lofprysing vir die volgende 40 dae van Woensdag af tot en met die Paasnaweek. Nie Paassondag nie, tot Paasnaweek, dis die 40 dae. Hoe gaan jy 'n geloofsdissipline inbou vir lofprysing en aanbidding? 'n Klomp mense vas, ja. Jy is welkom om te vas. Jy hoef nie van kos te vas nie. Jy kan iets vas. En die gedagte daaraan is om iets op te gee, om onsself in 'n geloofsdissipline te plaas, om te herinner, onsself te herinner
aan die lyding wat Jesus vir my en vir jou verduur het. En niks wat ons kan doen sal ooit in vergelyking kom met die prys wat hy betaal het of met die lyding wat hy moes verduur het nie. Maar ons kan in aanbidding 'n geloofsdissipline toepas. Melandra, as ek vir jou die volgende een kan vra asseblief. Dink jeugfamilies. Hulle is 'n baie oulike webwerf, app, bediening, hulle het klomp aspekte wat deel is van hulle. Hulle is die Wes-Kaapse jeugbediening wat hierdie bediening hardloop. En hulle het 'n app wat 'n toep wat mens kan aflaai wat daagliks vir jou idees gee vir gesinsaanbidding. En dit is kort, 4 minute, dan sal 'n vraagie wat jy vir mekaar kan vra. Maar wat hulle oulik doen is, dan van as Woensdag af tot en met die Paasondag het hulle elke dag 'n stukkie wat dan op hierdie leidingspad is. So as jy 'n familie het, of net jy dit wil doen, as jy nog nie iets het nie, is jy welkom om dit af te laai. Ek word nie betaal vir hierdie bemarking nie. Dit is nie gesponsor nie. Dis net omdat ek al gesien het, dit werk oulik. Is jy meer as welkom. Het jy hom afgelaai? In die Anglikaanse tradisie is dit Dinsdag, pannekoek Dinsdag, Pancake Tuesday en dan as Woensdag. As 'n simboliese viering, 'n handeling om te sê ons vier fees die Dinsdag en Woensdag begin ons met ons vastyd. As ons hierdie vandag die sakkie toeknoop, het ons die voorreg om vir 'n gemeente of gemeentegesin te stuur na 'n ander gemeente toe. Om vir julle te sê dankie vir die hele jare diens by ons. En ek het regtig nie geweet julle kom vandag nie. Anders sou ek daarom vir jou 'n bos blomme gebring het. Want julle twee het harde werk in ons gemeente gedoen. Julle 3, 4, oumas maar altyd ingesluit. En julle het diep spore by ons getrap. En as iets gekort het of iets het gebeur, was julle altyd van die eerstes wat julle hand opgesteek en gesê het, ons is bereid om te gee, ons sal. Ek kon vir Ernaatjie op 'n donderdag aand gevra het, Erna, kan jy sonnaarskool gee sonderdag? En sy gesê, yes, ek doen dit. So ons wil vir julle asseblief baie dankie sê. Ons gaan julle mis, maar ek hoor die wynprokaartjies is klaar gekoop, so julle raak nie vreemdelinge nie. Ek gaan wel vir hulle 'n gebed doen, 'n seëngebed om hulle te stuur. Ons is nie kwaad vir hulle nie, ons stuur hulle na ander diensplekke, ander sendingsveld. Ek het wel vir Nelis gesê, ek gee vir hom toestemming en ek sal met die dominees aan die ander kant praat, ek ken hulle. Dat hy nog nie betrokke raak by die kerkraad nie. Hy verdien 'n jaar af, maar volgende jaar wil ek hom weer sien diensbaar wees. Mag ons vir julle bid. Ek gaan net na julle toe kom, hoor. Abba Vader, dankie Here dat ons na U toe kan kom in alle omstandighede. Here, dankie dat ons vir 'n gesin, 'n pragtige gesin, Here wat 'n hartklop het vir U, kan kom bid. Here, en dankie dat daar sommer nou die vers by my opkom oor hierdie gesin wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, en ek weet dat hierdie keuse wat hulle moes neem om te skuif, Here, 'n tydperk geneem het. En ek glo, Here, dat U hulle roep en dat U hulle stuur. En dat die tyd nou daarvoor reg is. Here, ons kom bid hulle, vir hulle, U goedheid en U seën, U genade, U guns oor hulle. Dat U die pad vir hulle voor sal uitstap, Here. Dat U hulle sal seën daar waar daar tekort is. Dat U sal voorsien, Here, daar waar bekommernisse is. Dat U sal genesing bring waar daar seer is. Here, en dat U sal hoop bring, nuwe lewe sal bring, daar waar hulle afwagtend op U is. Here, ek kom bid vir hulle hande en hulle voete, dat daar waar hulle sal loop en dit wat hulle sal aanraak, tot eer en verheerliking van U naam sal wees, maar dat U dit sal seën, dat dit sal vermeerder. Kom bid, Here, vir hulle woorde, dat wanneer hulle spreek, hulle lewe sal spreek. 'n loflied gereed sal hê op hulle lippe. Dankie Here vir Erna, dankie vir Wian en dankie vir Nelis.
Dankie dat ons hulle liefhet en nog steeds gaan lief hê, maar dat U bo alles hulle liefhet. Amen. Ons gaan afsluit dan met 'n loflied. Lied 205. Bring lof aan die Vader. Nou dit klink dieselfde as die eerste een, maar wat ons met die voorsang gesing het, maar hy het gesê, bring eer aan die Vader. So hierdie is, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Maar ek gaan jou uitdaag. Mag hierdie loflied nie net hol simbale, woorde wees wat jy aframmel, sodat ons kan amen sê dat jy kan huis toe gaan nie. Maar dat dit wat in jou hart is, sal oorloop by jou mond. Kom ons staan. Sy seun instuur. Mag die Here jou pad vooruit gaan en jou pad gelyk maak. Mag die Here agter jou loop om die bose van jou weg te hou. Mag die Here langs jou loop as jou vriend. Mag hy sy arm om jou vou. Mag die Here bo jou wees om jou te seën. Mag die Here rondom jou wees om jou te beskerm. Mag die Here onder jou wees om jou te vang wanneer jy val, jou wonde te verbind en jou te genees. En mag die Here deur die Heilige Gees dit wat in jou hart hierdie week is, laat oorloop, jou lippe gereed hê met 'n loflied. God, die Vader, Seun en Heilige Gees gaan saam met jou. Amen.